Sy bloed alleen. Dis Jesus se bloed alleen. Dis die bloed van Jesus wat verlossing. Dit is Jesus se bloed alleen. Sy bloed alleen. Dis Jesus se bloed alleen. Dis die bloed van Jesus wat oorwinning bring. Dit is Jesus se bloed alleen. Ja, sy bloed alleen. Dis Jesus se bloed alleen. Dis die bloed van Jesus verlossing bring. Dit is Jesus se bloed alleen. Halleluja, sy bloed alleen. Dis Jesus se bloed alleen. Dis die bloed van Jesus wat oorwinning bring. Dit is Jesus se bloed alleen. O ja, sy bloed alleen. Dis Jesus se bloed alleen. Die bloed van Jesus verlossing bring. Dit is Jesus se bloed alleen. Yes, hallelujah, prys die Here. Amen. Vader, ons wil baie dankie sê dat ons so kan kom in die naam van Jesus en uitroep ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dankie Here Jesus vir hierdie voorreg wat ons het, dat ons deur U tot die Vader kan gaan. Dankie dat ons deur een Gees tot die Vader kan roep en dankie dat ons deur U bloed kan deurbeweeg na die heiligdom, na die Vader, na die troon van genade. Ons wil baie dankie sê dat dit wat ons gesing het is die waarheid. Dis die bloed van Jesus wat verlossing bring. Sy bloed alleen. Ons eer U, Here, dat U die offer lam is wat geslag is. En ons dankie vir U kosbare bloed wat vir ons gevloei het. En ons weet, dis ons enigste behoud en ons enigste redding van die ewige verdoemenis en die behoud dat ons skoon en rein kan bly deur U kosbare bloed. Baie dankie dat ons dan weer in hierdie dag so saam kan wees. Baie dankie sê vir die onfeilbare woord waarna ons sal luister. En ons vra dat die Here waarlik elke oor sal bestryk met die kosbare bloed van die lam, sodat elke oor kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En Here Jesus, laat dit wat ons spreek nie uit onsself uitkom nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, wat ons sal leer en lei in die hele waarheid, sodat ons dit wat in U is kan reg verstaan en kan weet wat die impak van die bloed van Jesus is in elke een van ons se lewe. Verheerlik U groot naam dan in hierdie oomblik in ons elke een se lewe. En die Here Jesus, dankie dat U dan elkeen ryklik seën en dat die woord van die Here ingang sal vind, blywend sal wees en elkeen hulle sal verbly oor die lewende woord van God. Vra dit in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie dag so saam te wees. Ons groet julle almal die mooi naam van ons Here Jesus Christus en ons dank die Here weer eens vir 'n voorreg wat ons het om hierdie blye boodskap van vrede, die evangelie uit te kan dra aan alle mense. En daarom is ons dankbaar teenoor die Here vir 'n voorreg wat ons ook het om Joy Gospel Radio, dat ons daarop ook hierdie evangelie kan uitdra. En ons wil dankie sê vir Pastor Barry en sy vrou Christel, wat hierdie platform vir ons moontlik gemaak het. En ons gebed is dat die Here hulle sal seën en versterk, en dat die Here sal voorsien, en laat hierdie radiostasie waarlik ook sal uitbrei tot eer van die koninkryk van die hemel. Ek is Pastor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind. Ek sê dit altyd en ek sê dit weer. Ek dank die Here, ek het
ek het nie by 'n Pinksterkerk aangesluit nie. Ek dank die Here, ek is in Pinkster ingebore. Ek het 'n Pinksterkind geword. Halleluja. Nie iemand wat aan 'n Pinksterkerk behoort nie. En Pinkster word gekenmerk aan die Heilige Gees. Nou, daar is baie dinge oor die Heilige Gees. Dis die gawes, dis die vrug van die Gees. Daar's baie werkinge van die Heilige Gees. Maar ek glo dat die belangrikste werking wat die Heilige Gees in ons as kinders van die Here het, en dit is dat die Heilige Gees sal ons leer en lei in die hele waarheid. En ek wil die Here eer dat daar mense is wat die Heilige Gees toelaat, wat hulle kan leer en lei in die hele waarheid. En ons gaan aan met die woord van die Here. Ons is nog steeds by die wapenrusting, en dit word net vir my al meer en meer duidelik, dat daar is niks in die Nuwe Testament wat nie sonder die bloed van die Here werk. Dis soos 'n mens se liggaam. Jy kan nie lewe sonder bloed. Jy kan hoe sterk wees, maar as jy jou bloed verloor, dan raak jy niks. So ons bloed is ook 'n lewensbloed. En dis die bloed in die liggaam wat alles aan die gang hou. Selfs die siel is binne in die bloed, en die lewe van die mens is ook binne in sy bloed in. En dis vir my baie belangrik dat ons dit moet weet. Nou, ek het nou al 'n paar keer gepraat oor Efesiërs 1 vers 18, verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom en van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges is. Verligte oë van die verstand. Nou, hier is 'n interessante ding. Die duiwel het Eva se oë verlig, sodat sy kon sien dat dit goed is om van die vrug te eet. En ons weet, die duiwel het dit haar oë verlig, kom daarop neer, en sy het geëet van die boom, en dit het gebeur tot haar eie verderf. Nou, in ons lewe waarin ons lewe, kom ons sê in die kerkwêreld waarin ons lewe, jou oë kan verlig word tot die waarheid, of jou oë kan ook verlig word tot die leuen. En ek het nou al baie gesien, veral op Facebook, dat predikers sekere goed preek, en hulle is opgewonde, en hulle lê die skrifte vir jou uit van die een punt na die ander punt toe, en op die einde van die dag is dit 'n leuen. Nou, maar hulle verkondig dit so asof dit die waarheid is. Wat het hier gebeur? Hulle oë het nie verlig geraak na die gees nie, maar na die vlees. Waaruit? Uit die woord. En dit is waar die grootste probleem is. En ek wil dit net sê, soos wat die Here dit vir my gegee het, verligte oë van julle verstand, naamlik Jesus Christus, in wie ons die verligte oë van die verstand het, deur sy bloed. Nou hier is 'n interessante ding. Waar kry ons die saligheid? Hy sê dit ook in die woord van die Here. Halleluja. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Nou, in hom het ons die saligheid deur sy bloed. Nou, die saligheid, die verlossing wat ons het in Christus deur sy bloed, kon ons alles net verkry het deur die bloed. En die bloed bewerk vir ons ook dat ons verligte oë van die verstand kry, soos ek al reeds gesê het, die helm van verlossing, ons verstand met die waarheid of lendene van ons verstand omgord. En al hierdie dinge sê net vir ons een ding, dat die helm van verlossing is, sover dit die bloed aangaan, is die direkte uitwerking van die bloed, die helm van verlossing. Want ons kry net verlossing deur die bloed, en dit meen die helm van verlossing werk deur die bloed. Die helm van verlossing is eintlik die bloed wat ons verstand omgord. Halleluja. En daardeur kry ons ook die verligte oë van die verstand. Ons kan net sowel sê, en Jesus Christus in hom
in wie ons lendene van ons verstand kan omgord word, waardeur deur sy bloed. En hy sê in Johannes 1 Johannes 5 vers 20, en ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het, waardeur, baie interessant, deur sy bloed, om die waaragtige ken, en ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. En hoe kom ons in Christus Jesus? En as ons in Christus kom, kom ons ook in die Vader. Dit sê die woord vir ons in die evangelie van Johannes baie duidelik. Nou, daar is net een manier ons in Christus kan kom, en dit is deur sy bloed. En omdat ons deur die bloed van Jesus in Christus gekom het, en Christus is in die Vader, het ons dan saam met Christus deur die bloed ook in die Vader gekom. Daar is nie 'n ander weg nie. Halleluja. En dan natuurlik wat die woord van die Here vir ons baie mooi sê, wil ek net graag dit ook noem. Ek wil hierdie 2 verse net vinnig weer noem. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Ek wil nou vir u sê, daar is niks op hierdie aarde wat jou vergifnis kan gee nie, behalwe die bloed. Nou sê hulle nee, glo dat jy doop en jy sal gered word. Nou, gebruik hulle die skrif in Handelinge 2 vers 3, 38. Dan sê hulle, bekeer julle, laat julle doop tot vergifnis van sonde. Ek wil net vir u sê, daar kan nie in die doop vergifnis van sonde wees nie. Want jy moet jou bekeer, en die bekering kom deur die bloed, en daardeur kom die vergifnis en die reiniging, en nou laat jy jou doop, so wanneer jy eintlik daai skrif vat, dan sê hy, bekeer jou en laat jou doop. Dit meen, kom deur die bloed, en laat jou doop tot vergifnis van sonde. Want net die bloed kan jou vergewe. Daar is niks anders op hierdie aarde. Die doop kan nie eers saamwerk dat daar vir jou vergifnis is. En mense verstaan hierdie ding heeltemal verkeerd, en dan sê natuurlik ook, maar nou in Christus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Jesus. In Kolossense 1 vers 14, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sonde. Die verlossing deur die bloed is vergifnis van sonde. Halleluja. En so kan ons dan kry ons natuurlik Kolossense 1 vers 20, wat hy praat, dat hy het homself met ons versoen en vrede gemaak, deur die bloed van die kruis. Want die bloed van die kruis is ook vergifnis. Halleluja. Dan wil ek net verder gaan, want ek wil graag net gou oor die wapenrusting self praat. Hy sê in 1 Johannes 5 vers 6, dit is hy wat deur die water en bloed gekom het, Jesus die Christus. Christus kom deur die water en die bloed. So, hy is in die bloed is in hom. Nee. Hy, is baie interessant, toe hulle die spies steek in die sy van die Here aan die kruis, toe kom daar water en bloed. Hy is die bloed, hy is die water en die gees. In die opsig, alles werk deur hom, alles het vir hom gewerk. Die bloed het vir hom gewerk, die water het vir hom gewerk, die Heilige Gees het vir hom gewerk. Maar daar is net iets wat vergifnis kan bewerk, en dit is die bloed van Jesus, en natuurlik die reiniging van sonde. Daarom sê hy, deur water en bloed gekom, en die Heilige Gees het saamgetuig. Maar ek wil net gou Efesiërs 6 vers 10 lees. Eintlik, my broeders, word kragtig in die Here, die krag van sy sterkte. Hierdie ding is interessant. In wie kry ons dit alles? In Christus. In die krag van sy sterkte. Dit meen, in die krag van sy sterkte. Sy krag is in hom. Dit meen, ons moet in Christus wees, sodat ons hierdie krag van sy sterkte kan kry. Nou, maar hoe kom ons in Christus? As ek dit so kan sê, in wie ons kragtig kan word, in die krag van sy sterkte, deur die bloed. Nou kom ons by die belangrike een, Efesiërs 6 vers 11. Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan. In wie ons die volle wapenrusting van God kan aantrek deur die bloed. Ek wil net dit sê. Die wit kleed wat ons moet wat ons moet aan hê. Ons moet hy kleed skoon hou. Deur wat?
deur die bloed. Nou die wapenrusting wat ons aantrek, moet skoon ook wees. Hoe? Deur die bloed. So dit meen dat ons kan die volle wapenrusting van ons God aantrek, deur wat? Deur die bloed. Dit werk net alles deur die bloed, en dan gaan ons verder met die wapenrusting. Hy sê, sodat julle kan staande bly teen die liste van die duiwel. Hoe kan staande bly? In wie? Dit meen in Christus. Kan ons staande bly teen die liste van die duiwel deur sy bloed. Dis alles deur sy bloed. Hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. En hierdie is die wonder van die staat. In wie ons, dit meen in Christus, is die worstelstryd wat ons stry. Nee. Kan ons stry deur sy bloed. Daar is nie iets anders wat gebruik kan word nie. Dan Efesiërs 6 vers 13, hy sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle kan weerstand bied in die dag van onheil. In wie? In Christus. Deur die bloed kan ons weerstand bied in die dag van onheil. Want dis net die bloed wat die onheil kan wegneem. Dit sien ons reg deur die woord, ons sien dit in Egipte, sien dit by Abraham, ons sien dit by Isak, ons sien dit by Jakob, ons sien dit oral, selfs by Adam en Eva. Toe die bokke geslag is, trek die Here aan. Nou kan hulle staande bly in die dag van onheil. Halleluja. Wat? Deur die bloed wat gevloei het. En dan sê, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. In wie bly ons staande? Ons kan nie op onsself staande bly nie. In wie? En hoe bly ons in Christus staande? In die dag van onheil. Deur sy bloed. Alles werk terug na die bloed. Dan sê die 14de vers, Efesiërs 6, staan dan vas, julle lendene met die waarheid om God. Nou hierdie is wonderlik. Hy self, die waarheid, die weg, die lewe en die deur na die Vader. Hy het deur die bloed en die water gekom en die Heilige Gees het saamgetuig. Nou, as ek my lendene moet omgord met die waarheid, wat sê dit vir my? Wat sê dit vir my? Die waarheid het deur die bloed gekom. Dis die Here Jesus. Ek wil dit so sê, in wie ons vasstaan en ons lendene met die waarheid kan omgord deur sy bloed. Daar is iets anders te nie. En dan kom hy met die borswapen van geregtigheid aan. In wie ons die borswapen van geregtigheid aan het deur sy bloed. Want net die bloed kan ons geregverdig. Dit sê die woord. Nou as ek die borswapen van geregtigheid moet aan hê, moet ek geregverdig word. Hoe? Deur die bloed. Waar is die bloed? In Christus. Dit meen die geregtigheid is in Christus deur sy bloed. En nou moet ek die borswapen van geregtigheid aanneem wat waar is in Christus deur sy bloed. So die geregtigheid kom ook deur die bloed. Halleluja. Net gou verder gaan. En die belangrike een is natuurlik die 15de vers. En as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Nou hier is 'n interessante ding. In wie is die evangelie? In Christus. In wie is die vrede? In Christus. Nou kan ek dit so vir u lees. In wie ons die skoene aan die voete, die bereidheid aan het om vir die evangelie van vrede deur sy bloed. Dit meen ons kan die skoene aan die voete, aan ons voete aantrek vir die bereidheid vir die evangelie van vrede deur sy bloed. Halleluja. En dan gaan hy natuurlik die 16de vers, behalwe dit alles neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose kan uitblus. En ek wil nou vandag vir iets sê, daar is niks op hierdie aarde wat die vuurige pyle kan uitblus, soos die bloed van die Here. Daar is niks. Halleluja. En dit is wat vir my interessant is. Die skild van die geloof. Die skild van die geloof sê vir my net een ding. Ek moet glo in die bloed van Jesus, wat die vuurige pyle kan afweer. Dis die skild. Dit meen, ek moet in Christus die skild van die geloof,
waarmee ek al die vuurige pyle van die bose kan uitblus, nou, moet ek bekom, hoe? Deur die bloed van Jesus. Dan kom hy die ene wat ons nou al oor gepraat, Efesiërs 6 vers 17, en neem die helm van verlossing. Nou verlossing is alleen in Christus deur sy bloed. Dit sê die skrif. So as ek die helm van verlossing wil aan hê, sê dit net vir my een ding. Halleluja. Ek kan hom net bekom in Christus deur sy bloed. Want die verlossing is in Christus deur sy bloed. En ons moet in Christus wees, in die verlossing wat deur die bloed gekom het. En dit is waarom die helm van verlossing belangrik is. Soos ek al reeds gesê het, met die helm van verlossing omgord ons die lendene van ons verstand, die verligte oë van ons verstand, sodat ons verstand kan hê om die waaragtige te ken. Dit alles werk deur die bloed. En dan natuurlik een van die belangrike dinge, en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Nou die swaard van die gees is die woord van God. Hoe bekom ek die swaard van die gees wat die woord van God is? As ek gaan kyk na Openbaring 19, dan sien ek dat, want die dag wanneer die Here Jesus met die wederkoms terugkeer, dan sal sy kleed in bloed gedoop wees. Miskien moet ek die vers vir u lees, dan sal u verstaan wat ek sê. Ek wil net Openbaring 19. Hy sê die 13de vers, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. Halleluja. Dit meen die swaard van die gees, die woord van God. Hy sê ons moet hierdie swaard aanheg, en hierdie swaard is die woord van God, en die woord van God is die Here Jesus Christus, en hierdie woord is, sy kleed is in bloed gedoop. Dis waarom die woord sê, God het hom in sy bloed voorgestel. So wat sê dit vir my? Ek kan nie die swaard van die gees aantrek, die woord van God, as ek nie self deur die bloed gekom het nie. Dit meen dat die hele woord van God het deur die bloed gekom. In so mate, die dag as die Here Jesus kom, dan gaan hy 'n kleed aan hê wat met in bloed gedoop is, die woord van God. Halleluja. Dis waarom die Here gesê het, en jy sal dit nou reg verstaan. En dit is, hy sê, dis die Nuwe Testament in my bloed. Dis nie die Nuwe Testament buite my bloed nie. Dis die Nuwe Testament in my bloed. Ek het dit al verduidelik op 'n Sondagoggend. Nou dit meen, die hele Nuwe Testament is in die bloed. En wat nou interessant is, selfs die Ou Testament word ingetrek. Halleluja. Want daar is baie gedeeltes in die woord van die Ou Testament, waar dit, al was dit die bloed van stiere en bokke, dit het alles deur bloed gewerk in die Ou Testament self. Maar Christus is die volmaakte, die onskuldige ene, ek wil amper sê, soos die skrif sê, onskuldige bloed. Judas, nadat hy die Here verraai het, het hy teruggegaan tempel toe. En hy het vir daardie klomp fariseërs, hoëpriesters ensovoorts gesê, hier is julle 30 silwerstukke. Ek het onskuldige bloed vergiet. Hier is dit vir my so wonderlik. Op die hele aarde, van die begin van die mensdom tot die einde van die mensdom, is daar net een bloed wat onskuldig is, en dis die bloed van Jesus. Want hy was sonder sonde gewees. En wat hier interessant is, in die onskuldige bloed, wat sonder sonde is, was die siel van die Here, wat ook sonder sonde is. En in hierdie bloed is die bloed van die lewe, want net onskuldige bloed
kan lewe gee. Ek wil dit vandag sê. Ons staan op in 'n nuwe lewe as ons gedoop word. Maar net die bloed kan vir my die lewe gee, sodat wanneer ek gedoop word, ek kan opstaan in 'n nuwe lewe. Die doop kan nie vir my lewe gee nie. Die bloed moet dit gee, sodat ek gedoop kan word om op te staan saam met Christus in 'n nuwe lewe. Want die lewe wat ons ontvang het, kom van Christus af. En daai lewe kom deur die bloed. En daarom moet ek gered en verlos en vrygemaak word, sodat ek die lewe van Christus, die lewensbloed in my lewe kan kry. Halleluja. En wanneer die oomblik wat ek dit kry, dan sterf die ou mens. Dit meen nou kruisig ek die ou mens, hy sterwe. En nou moet ek hierdie man begrawe in die dood. En dan staan ek op saam met Christus in 'n nuwe lewe. Ek wil dit weer sê, daar is niks. As jy vir my enige iets in die Nuwe Testament kan wys wat sonder die bloed werk, vra ek u, gee vir my die skrifte asseblief. Maar in die Nuwe Testament is daar niks wat sonder die bloed werk nie. Openbaring kon nie geskryf word. Nee. As alles nie deur die bloed van die Here daar gebring het, sodat Openbaring geskryf kan word. So alles werk deur die bloed. En daarvoor dank ons die Here en onthou, jou wapenrusting, jou wapenrusting en my wapenrusting moet absoluut deur die bloed kom, want dan kan dit kragtig werk vir die dag van onheil. Prys die Here. Vader, ons wil baie dankie sê vir u kosbare woord. Baie dankie vir u seun wat sy lewe gegee het. Sy bloed het gevloei, sodat ons alleen deur die bloed lewe kan ontvang, sodat ons lewendig kan word. Ja, 'n nuwe skepsel kan word. Saam met Christus kan opstaan in 'n nuwe lewe. Baie dankie dat u dit so vir ons as mens beskik het. En ons eer u dat u ons aangaande hierdie dinge leer. Deur die Heilige Gees, sodat ons kan verstaan wat die werking van die bloed werklik vir ons is in ons lewens. Dankie daarvoor en sien elkeen in Jesus naam. Amen en amen.